weggelei die woestynen. Versoek was hy het dit oorwin. Die hou vas van Satan oor die mens, leef daarin, verheerliking krag, koningskap ontvang. Die Here koning in ons hart, die vlees is oorwin. Neem jou kruis op, volg hom, oorwin versoeking soos hy, tot die einde, leef daarin. Neem jou kruis op, en volg hom, oorwin versoeking soos hy, tot op die einde, leef daarin. Weggelei die woestynen, versoek was hy, sonde het hy oorwin. Die hou vas van Satan oor die mens, leef daarin, verheerliking krag, koningskap ontvang. Die Here koning in ons hart, die vlees is oorwin. Neem jou kruis op, volg hom, oorwin versoeking soos hy, tot die einde, leef daarin. Neem jou kruis op, en volg hom, oorwin versoeking soos hy, tot op die einde, leef daarin. Goeiemôre, goeiemôre. U is ingeskakel by die DAK FRS stasie, die DAK Facebook radio stasie. Baie welkom vanoggend, die stasie waar jy bemoediging, aanmoediging, ondersteuning ontvang in jou geestelike lewe, sekerheid om die pad te stap en te bly stap, loof die Here. Nou vanoggend gaan ons lekker aangaan met ons Bybellees en dit is vandag in hoofstuk 5 vanaf vers 17. Volg vanoggend lekker saam, kry jou Bybel, kry jou pen, kry jou notaboek, kry ook al wat jy nodig het en dan kan jy lekker saam met ons volg vanoggend. Nou ek gaan dit eers vir ons 'n lied speel, Jota en titel, en dit is wat in vervulling gekom het in die Here Jesus Christus, en dan gaan ons dit luister, en dan gaan ons oor, dan gaan ek bid, en dan gaan ek vir ons lekker voortgaan met die lees van die woord. Geniet dit vanoggend saam met my, lees saam met my, asseblief, die lyne is oop, jy kan inskakel, jy kan enige tyd met my praat, terwyl ek die skrif so lees, jy is baie, baie welkom om dit te doen, en dan kan ons ook so 'n bietjie hoor, jou kommentaar, jou vraag, dit wat jy dalk op jou hart het vanoggend, dan kan jy dit ook met ons deel. Loof die Here, is ons reg my man, is ons reg met al ons dinge? Kijk maar so 'n bietjie, stem 'n bietjie weg, mens kan nie hoor, maar ek laat my so 'n bietjie. O, Jana. Ag, ons gaan net gou 'n bietjie 'n lied speel en dan gaan ons gou kyk wat ons hier kan doen. Geniet dit saam met ons. Vervul in Christus die ou gebod, alles het gebeur, dit is wat ons moet leer. Die skade is verby, die ware bly, genade vir elkeen wat glo. Elke jota en titel verval, in Christus
so vry. Genade deur hom verkry. Nie meer op kliptafels, maar geskryf op die hart. Die woord van liefde vir elkeen wat glo. Elke jota en titel vervul. 'n nuwe verbond, nie soos die ouwe. Elke jota en titel vervul. In Christus 'n nuwe gebod het ons ontvang, vergifnis so vry. Genade deur hom verkry. Elke jota en titel vervul. In Christus 'n nuwe gebod het ons ontvang, vergifnis so vry. Genade deur hom verkry. Daar is ons terug op die lig. Nee, hy weer galm nog al die pad. Hoor julle my? Hoe hoor julle my? Ja, gaan baar. Hallo. Ons probeer net gou 'n slank uitsorteer. Daar's 'n bietjie weerklank vanoggend. Ons het probeer gister om uit te sorteer met die WhatsApp en toe is daar so 'n bietjie 'n probleem met ons slankie. Maar ons kyk wat ons kan doen vanoggend. Asseblief bly ingeskakel. Ons gaan dit nou uitsorteer. Ons is mos 'n radiostasie. U hoor ons en ons sien ons en alles, maar ons het so 'n bietjie 'n krisisie. Hoor julle my sleg? Hoor julle? Okay. Ja, ek hoor my al. Hierso. Daar's 'n bietjie weerklank vanoggend. Ons het probeer gister om uit te sorteer met die WhatsApp en toe is daar so 'n bietjie 'n probleem met ons slankie. Maar ons kyk wat ons kan doen vanoggend. Asseblief bly ingeskakel. Ons gaan dit nou uitsorteer. Ons is mos 'n radiostasie. Ons sien ons en alles, maar ons het so 'n bietjie 'n krisisie. Hoor julle my? Dis hy, hier gaan ons aan. Ons hoor nog die weerklank, maar ons gaan aan. Right, ons gaan so hieroor gaan vanoggend bietjie en ons bid lekker saam, want ons het ook vanoggend vir die van Asse wat se huweliksherdenking dit is. Ons gaan saam met hulle ook bid vanoggend en dat die Here hulle ook deurdra. Ook in hierdie dag wanneer hulle huwelik ook sal help dat daar meer liefde en insig en wysheid en alles in hulle huwelik sal wees. Is ons reg, my man, klink dit reg? Ja, dit klink nog glad en vreemd. Okay, dit klink nog 'n bietjie vir my so, maar as my man sê dis reg, dan gaan ons aan. Okay, kom ons bid lekker saam vanoggend voor ons verder gaan. Vader, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, Here, dat ons vanoggend so bly en dankbaar in u kan wees. U is so getrou, u is so wonderbaar, u is kragtig, u is heerlik. Vader, baie dankie vir u genade. Here, as ek aan u dink, dan wil my hart bars van dankbaarheid teenoor u, Vader, dat ons u kinders kan wees, dat ons erfgename kan wees in u koninkryk. Baie dankie, Here. Ons loof u vanoggend en ons prys u vir u grootheid, u goedheid, u genade, u krag, u heerlikheid. Vader, ek weet nie eens vanoggend hoe om vir u te sê hoe groot u is, hoe wonderbaar u is nie, Vader. Baie dankie net vir u koninkryk. As ek weer in die week, terwyl ons die engele les so doen en terwyl ons, Here, deur die woord lees, besef ek hoe groot is u koninkryk, hoe groot is u krag, u heerlikheid, u majesteit. Vader, dan wil 'n mens so vasgevang wees op hierdie ou aarde met hierdie ou aardse dingetjies. En ek loof u vanoggend dat ons harte kan uitbreek, Here, en kan verstaan wat in die geestelike wêreld aangaan. Vader, net die grootheid daarvan te kan besef. Haai, Here, dan is hierdie ou dinge op hierdie aarde maar min en nutteloos en die mens gee nie eers meer om nie, Vader. Ons wil u net dien en loof en prys en verheerlik en groot maak.
in alles, Vader. Here, ek wil ook bid vanoggend vir Lydia en vir Alfred, dat U hulle in hierdie dag, Here, sal seën, dat U hulle sal deurdra, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal krag gee. Baie, baie dankie vir nog 'n jaar, Here, wat hulle deurgekom het, Vader, en U het hulle op 'n ou ouderdom kom red, Here, en dit is nooit te laat nie, Vader, en dit maak my hart so opgewonde, maak nie saak hoe oud ons is nie, Here, as ons U dien, Vader, maak dit nie saak wat in ons vorige lewe gebeur het, of ons nou 60 of 50 of 80 is nie, dit maak nie saak nie, daai ou vorige lewe is verby, dis asof ons lewe nuut begin het, en ons dankie dat hulle in hierdie nuwe lewe kan wandel en kan aangaan, en versterk hulle ook, Here, in die jaar wat voorlê, dat daar net nog meer liefde en wysheid en insig en al hierdie mooi dinge in die huwelik sal wees. Baie dankie ook volgende dat U my sal help met die woord wat ek sal voorlees, en dat ek, Here, dit kan deel wat in my hart is, Vader. Ek is so opgewonde daaroor. Baie dankie, Vader, in Jesus naam. Amen. Is ons al beter? Is dit nog erg? Vir my is dit nie, maar as dit vir julle beter is dit fyn. Ja, by ons is dit. Okay, nee, solank dit net vir julle beter is, dan sal ek hom hier handle. Daar is ons woord lees vanoggend. Gaan na Matteus 5 vers 17 toe. Ons begin vanoggend by Matteus 5 vers 17. Wow, ons het lekker gevorder gister. Ek het gedink ons gaan verder vorder, maar ons is nou tot op hierdie punt. Ons het nie vanoggend inskakel vir die WhatsApp oppie, jammer daarvoor, ons sal dit net uitsorteer na die tyd, maar op hierdie stadium wil ons net eers lekker deur ons woord lees. Klink dit weer uit? Daar is reg. Hallo. Perfect, yes. Okay. Vir 'n oomblik weer nie lekker nie, maar is nou reg. Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, nou hoor ek myself nie? Sê weer, Nou hoor ek myself nie. maar dit is fyn. Dan gaan dit jou nie steur nie. Wow, hoor julle my? Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat, waar is ons nou? Okay, het ek net gou hier aangaan. Voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. En dit is nou die lied wat ons volgens so lekker geluister het, van elke jota en elke titeltjie wat in vervulling gekom het in die Here Jesus Christus, die hele wet, die hele psalms en ook die profete, het in die Here Jesus Christus in vervulling gekom. So daar alles het gebeur in hom. Daar is niks wat nog moet gebeur nie. Ons lees dit so mooi in die woord, dat alles in vervulling gekom het, want die wet was 'n profetiese manifestasie wat hulle die hele tyd uitgevoer het oor die Here Jesus Christus wat moes kom, hulle verlosser, sodat daar vergifnis vir hulle sonde en hulle ongeregtigheid kon wees. Hoor julle my mooi, ek is bly julle hoor my mooi, jippie, dit is so awesome. So ja, alles het gebeur in hom, en al hierdie profetiese manifestasies, hulle het die hele tyd hierdie bestydenis uitgevoer, hulle het die hele tyd hierdie offers gedoen en al hierdie dinge, die bestydenis, dat dit op die ou einde kan vervul wees in die Here Jesus Christus, dat ons hart besny kon word, dat ons hart vir die Here kan gee, dat hy vir ons die wedergeboorte kan skenk, sodat ons die gees van God kan ontvang, sodat ons gered kan word, en dat ons kan hemel toe gaan. Is dit nie so mooi nie? En die offers, ek bedoel, daar was nie vergifnis gewees vir die mense in die Ou Testament nie, hulle was herinner van hulle sonde, elke keer as hulle die offers doen. Dis verskriklik om te dink, want bokke en stiere kon nie die sonde wegneem nie. Onmoontlik kon 'n dier se bloed die sonde wegneem. Maar die Here Jesus Christus was verantwoordelik vir die mens gewees, want die mens is deur hom geskape, en die mens het geval, en toe was hy in die mag van Satan vasgevang. Sy siel was in die mag van Satan vasgevang, en hy moes hel toe gaan. Almal in die Ou Testament moes hel toe gaan. Satan het die reg oor die siel van die mens gehad, en die Here Jesus Christus moes kom. Hy moes daai verantwoordelikheid op hom neem. Dis amazing om daaraan te dink, om weer die mens wat deur hom geskape is, los te kry van die mag van Satan.
Sjoe, dit is awesome om daaraan te dink. En hy het dit kom doen. Hy het dit nie roof geag om daai heerlikheid te verlaat. En na die aarde te kom as mens en hier te kom sterf, sodat hy ons siel kon loskry uit die mag van Satan uit nie, sodat hy die gevangenisse, wat in die gevangenis was, wat in die hel vasgevang was, wat Satan in die hel gewerp het, omdat hy die mag oor die siel gehad het hy kom losmaak, het hy kom vrymaak uit die gevangenis uit. Joh, dit is so, ons is so dankbaar vanoggend vir dit, dat die mense siel nie nog steeds vasgevang is nie, maar dat die Here Jesus Christus gekom het, en dat ons nou gered kan word. Al wat nou gebeur is, ons moet tot wedergeboorte kom. As ons nie tot wedergeboorte kom nie, kan ons die koninkryk van God nie ingaan nie. Ons kan nie deel wees daarvan nie, ons kan nie erfgename wees nie. Ons kan nie net sê, ons het 'n goeie lewe en ek probeer maar 'n goeie lewe lei nie. Ons moet ons hart oopmaak, sodat ons die gees van God kan ontvang, sodat daar kommunikasie tussen ons en God kan wees, want God sê so mooi, dat hy hoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar as ons daai hart oopbreek, en ons ontvang sy gees, dan is daar kommunikasie tussen ons en God. Die Here Jesus Christus wat jy inneem in jou hart, is die middelaar, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en hy maak hierdie weg oop vir ons om met die Vader te kan kommunikeer, en al hierdie dinge gebeur met jou wedergeboorte. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Jy maak jou hart hier oop, jy praat dalk 'n paar woorde, jy stort net jou hart uit, en jy vra vergifnis vir jou ou lewe, en jy erken jy's 'n sondaar. Maar al hierdie dinge gebeur met jou siel in die geestelike wêreld. Jou siel word uit die mag van duisternis uitgehaal, en dit word gebring in die koninkryk van lig. En nou raak jy ook hierdie lig van die wêreld. Dis net amazing om daaraan te dink. So, op aarde lyk dit nie of daar veel gebeur nie, maar in jou innerlike, op daai oomblik gebeur daar soveel. 'n Wêreld verskuif, 'n wêreld verander, 'n ou lewe raak nuut. Jou ou lewe word afgesny van al jou sonde en ongeregtigheid. God dink nooit weer daaraan nie. Jy hoef nooit weer verantwoording te doen vir daai ou lewe wat jy gehad het nie. Joh, is dit nie iets om oor dankbaar vir te wees vanoggend, om so bly te wees dat ons siel gered is. En as jou siel nog nie gered is nie, en jy luister vanoggend na hierdie woordlesing, maak daai hart van jou oop, sodat die Ere Koning kan inkom in jou hart en jou verlossing en vrymaking kan kom skenk vanoggend in jou innerlik. En dat jy die pad kan begin stap van heiligmaking om hemel toe te kan gaan. So ja, alles in die Ou Testament het gebeur. Dis net amazing om daaraan te dink. En hy sê elkeen wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. En hier skep dit so 'n bietjie verwarring. Dis amper asof ons nog steeds vir die mense die wet moet leer, die Ou Testament moet leer. Maar wat sê hy hierso? Ons het kry 'n nuwe gebod in die Here Jesus Christus. Hy het die Nuwe Testament kom bekragtig deur sy lewe, deur sy bloed, en met die uitstorting van die Heilige Gees is die seël op die Nuwe Testament geplaas. Die wet van genade, die wet van vergifnis. Nou het ons 'n nuwe wet. Ons het nie meer die Ou Testamentiese wet nie. Dit het gebeur in die Here Jesus Christus. Dit het verbygegaan. Maar in hom het ons hierdie nuwe wet, hierdie nuwe gebod van die Nuwe Testament. En dit is wat ons nou die mense moet leer. En as ons hulle nog leer van die Ou Testament, dan is dit 'n groot probleem. Want hy sê so mooi, elkeen wat die minste van hierdie gebod breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van God. So ons kan nie meer die mense die Ou Testamentiese wet leer nie. Ons moet hulle nou leer van die Nuwe Testament, van genade, van redding, van verlossing, van vrymaking, want anders was dit useless dat die Here Jesus Christus gekom het. As ons nog in die Ou Testament wil vashou, dan was dit useless geweest dat die Here Jesus Christus moes kom, want dan moes bokke en stiere ons nog vrymaak. En wanneer jy in die Nuwe Testament jou hart vir die Here gegee het, en jy gaan terug na die Ou Testament toe, dan word jy losgemaak van die Here Jesus Christus, dan is jy nie meer deel van hom nie. So ons moet wakker wees in hierdie dinge. Ons moet die mense reg leer van genade en vergifnis en verlossing en vrymaking. Jo, dit is so mooi. Ja, hierdie
elke jota en titel van die vervulde wet moet ons doen en leer. Baie dankie my man, dit is baie mooi gestel. Jo, dit is so mooi. Want kom ons gaan hierso aan by vers 20. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. So ons geregtigheid moet groter, oorvloediger wees as die skrifgeleerders en die fariseërs, want hulle het aan die wet vasgehou. Hulle wou nie hulle hart oopmaak nie. Baie van hulle het na Johannes die Doper toe gekom en hulle wou net gedoop word sonder bekering, sonder om daai hart uit te sorteer. En ons moenie so wees nie. Julle het gehoor dat aan al die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. En as ek nou dink aan ons broeders, die broederskap, hoe raak ons baie keer nie omgekrap en kwaad vir mekaar, en ons voel sommer man, iemand is stupid en hy het 'n stupid ding gedoen en hy is dwaas en al die dinge. En dis wat die woord van die Here sê, as ons sê dat ons broeder 'n dwaas is, dan gaan ons verantwoording doen in die helse vuur. Dit is skrikwekkend om daaraan te dink. Ons harte moet uitgesorteer wees, want hy sê so mooi, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byvul, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan, en bring jou gawe. En dit is so belangrik, dit is in die broederskap, om nie bitterheid en haat en seer, en al die dinge teenoor mekaar te hê, want dit is moord. Dit is om iemand dood te maak. Wanneer 'n mens in jou hart kwaad is, dan is dit asof jy daai persoon doodmaak geestelik. So ons moet as broeders in die Here, dit is as waar die vergifnis so mooi inkom. Wanneer ons baie keer 'n probleem het en ons sit met bitterheid en iemand het ons seer gemaak in die broederskap en so aan, is die genade van die Here Jesus Christus daar. Jy kan 'n verhouding met jou Vader hê. Jy kan in jou binnekamer daaroor gaan praat en gesels met jou Vader en dit uitsorteer in jou hart sodat jy vry kan kom en los kan kom, sodat jy weer vrymoedig kan wees om jou gawe te bedien. Want anders is ons onvrymoedig, ons is skaam, ons wil nie voor die Here kom nie, ons trek terug, ons sak weg, ons kom nie meer uit as broeders in die broederskap nie. Jy bly eerder stil, jy sit daar eerder in jou eie hoekie, en dit is wat die Here ons wil leer. Kom uit met jou hart, sorteer uit, raak ontslaaf van hierdie dinge, sodat jou hart kan loskom, en sodat jou hart kan vrykom. Matteus 5:25. Wees gou goedgeseën teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Dit is vir my so mooi om te dink vanoggend. God wil hê ons harte moet los wees, dit moet vry wees, nie vol kwaad, bitterheid, seer, moord, haat en al hierdie dinge nie, sodat jy vrymoedig kan wees in jou geestelike lewe, sodat jy deel van die liggaam van Christus kan wees, sodat jy jou deel in die liggaam van Christus met vrymoedigheid kan doen. Anders, die woord sê so mooi, as julle mekaar hap en byt, moet dit nie mekaar verteer nie. So ons moet nie so besig raak met mekaar in die broederskap nie. Dit is soos 'n familie. Ek dink regtig daaraan. Dit is so mooi om te dink. Ons is hierdie groot familie in Christus. Elkeen wat die Here werklik aanneem, raak deel van hierdie geestelike familie. En in familie is daar baie keer dinge wat krap. Daar is dinge wat moet uitgesorteer word. Is ons in 'n gewone familie? Is dit nie so nie? Maar nou is ons in Christus. Ons het sy gees ontvang. En daardeur kan ons lewe uitsorteer. En ons kan ons sonde in ons harte uitsorteer, en dit wat ons teenoor mekaar voel en dink, dat ons mekaar nie opmaal en verteer nie, want baie keer kan my so besig raak met 'n ander persoon, en jy voel hy's dwaas, en jy voel hy's dom, en jy voel hy het dit aan my gedoen, en dit het hy my seer gemaak mee, en al die dinge, en dis al daai dinge wat ons kan uitsorteer in ons lewe, dat ons nie mekaar vermaal, dat daar niks van mekaar oorbly nie, en jy, terwyl jy almal vermaal, sit jy in 'n gevangenis, 'n geestelike gevangenis van onvrymoedigheid.
So, dit tref my vanoggend, hoe 'n mens onvrymoedig raak, wanneer jy in hierdie geestelike gevangenis sit. Julle het gehoor dat aan mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk, om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So dit is hoe streng die Nuwe Testament is. Dit is wat Jesus vir ons kom bekend maak, die inhoud van die Nuwe Testament. Hy het dit vir ons kom bekend maak, terwyl hy met ons gepraat het en geleer het, in Matteus 5, 6 en 7, in die bergrede. Dis Jesus se woorde, dis sy lering, en hy het vir ons kom leer, dat nou in die Nuwe Testament, want in die Ou Testament was dit nie 'n probleem gewees nie, daar kon nie verlossing kom vir enige iemand nie. Maar nou in die Nuwe Testament, terwyl ons die Gees van die Here het, nou, as jy net 'n vrou in jou hart begeer, dan is dit asof jy reeds met daai vrou geval het, asof jy reeds egbreek gepleeg het, en dis hoe gestreng die Nuwe Testament is. So, as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. As jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou af weg, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En hier verstaan ons nie altyd nie. Daar's baie dinge wat ons weerhou in ons geestelike lewe. Daar's baie dinge wat ons saam sleep in ons geestelike lewe, waarvan ons moet ontslaa raak, mense en dinge en goeders wat jou terughou in jou geestelike lewe. Kap af, kry klaar, gooi weg. En gaan jy aan, strek jou uit na wat voor is, en dien jy die Here, want baie dinge, ons voel baie keer sentimente dinge is belangrik, en dit is baie keer daai dinge wat ons bly terugruk, baie keer maak dat ons nie kan vorder in ons geestelike lewe, wat ons moedeloos maak, en dit kan veroorsaak dat ons so terugsak en terugval, dat ons op die ou einde in die hel gewerp word. So alles wat jou weerhou, om God werklik te dien, om jou hart oop te maak, kry klaar met dit, gooi dit weg, kap af, ruk uit, pluk uit, maak nie saak wat jy doen nie, maar dien die Here. En dit is baie keer daai pryse wat ons moet betaal, wat ons nie altyd bereid is om te betaal nie. Ons moet laat gaan. Die wêreld weet baie keer, hierdie persoon of hierdie mens is nie goed in my lewe nie. Dit boikot my in my lewe. En dan praat ons van die wêreld. Maar kinders van die Here, is dit asof hulle dit nie so mag verstaan nie. Ons moet dit so verstaan volgens die woord van die Here. En dit is weer vir my so mooi om volgens te dink, dat ons moet hierdie gebod uitleef. Ons moet hierdie gebod doen en toepas. En salig sal ons dan wees. Gelukkig sal ons wees. Vry sal ons wees. Vrymoedig sal ons wees in God se koninkryk. So, amazing. 31, daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. So hier's 'n groot saak, ek bedoel, ons mag nie skei nie, en dit is so mooi om te dink dat ons het hierdie verbond in ons huwelik, en dit is met jou maatjie wat jy nou het. Jou eerste maatjie is jou verbond. Jou maatjie van die verbond. Okay? En wanneer ons skei, dan is dit hierdie geweldpleging teen die siel. Nie net jou eie nie, baie keer die kinders en jou hele huis en al hierdie dinge. En al hoekom jy mag skei, want onthou net in die Ou Testament mag hulle geskei het. Hulle mag 'n skeibrief gekry het. Maar dit is so erg om te dink dat Moses het vir hulle 'n skeibrief gegee oor die verhardheid van hulle hart. En elkeen eintlik wat wil skei, is oor die verhardheid van sy hart. Wat moet gebeur in huwelike? Dit moet uitsorteer. Jy moet van jouself so gee. Jy moet verander. Jy moet by jou maatjie inpas. Want dit is twee wêrelde wat by mekaar moet inpas. En albei hierdie wêrelde moet bereid wees om te verander, om hierdie een wêreld te word. En baie keer is ons net nie bereid om dit te doen nie. Ons hou aan ons eie way en gedagte en idee en dinge vas. En dis hard. En dit is baie keer as gevolg van daardie hardheid wat ons wil skei. So jy mag net skei op hierdie stadium in die Nuwe Testament as daar hoerery
in jou huwelik weer is. En dan, as jy geskei is, dan mag jy nie weer trou nie. Dan moet jy alleen bly. Anders moet jy weer met jou maatjie versoen. Anders lewe jy in egbreek. Nou ons gaan nou in die volgende, na die engele lesse, is dit die huwelik in ons Bybelstudie reeks. En daar gaan ons geweldig baie oor hierdie dinge praat en deel. So ek wil nie te lang tyd spandeer op dit nie. So na die engele les is dit die 2 huwelik lesse, die huwelik nommer 1 en 2. Ons praat geweldig baie daaroor, oor al hierdie dinge, verduidelik dit mooi, hoekom jy nie weer mag trou en al hierdie dinge nie, so ek gaan dit oorlaat vir dan, so ons gaan nou nie in detail hierin nie, maar hierdie is ons beginsel wat ons moet verstaan. Verder, het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet, ek kan net gou hier kyk, maar jy moet, waar is ek nou? Verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Nou ons lees al hier in Levitikus 19 vers 12, in die Ou Testament, Levitikus 19 vers 12, moenie vals sweer nie. Nou, in Levitikus sê hy, moenie vals sweer nie. Nou sê Jesus Christus vir ons moet glad nie sweer nie. Okay? So jy mag nie sweer nie by sy voet, omdat ons gaan net gou weer 34, ekskuus, maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie by die hemel nie, omdat dit die troon is van God, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. So hy sê eintlik hier vir ons, moet hoegenaamd nie sweer nie. Ons lees hier in Jesaja 66 vers 1. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde my voetbank. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? Oei, my oogies wil nie volgens so lekker sien nie. So ja, God bly nie in tempels wat met hande gemaak is in elk geval nie. Hoe gaan ons vir God 'n gebou opset? Hoe kan ons ooit? Hy is so groot, hy is so majestueus. Die hemel is sy troon en die aarde is die voetbank van sy voete. Dit is net vir ons om die grootheid van God aan ons te beskryf. Hy kan nie in 'n gebou wees nie, hy kan nie in 'n kerk wees nie. En baie keer is ons so gestel op 'n kerk en 'n gebou, want dit is God se huis en al die dinge. Hy sê hy kan nie daar bly nie. Hy kan nie in 'n huis bly wat met hande gebou is nie. So ja, ons mag in elk geval nie sweer nie. Dis die groot saak. Maar laat jou woord ja wees, nee, maar meer is dit as dit is uit die bose. Ons is baie keer so winkie-wankie, en dit dink ek baie keer in ons geestelike lewe ook. Ons moet standvastig wees, ons moet onbeweeglik wees. Jy moet verstaan wat die woord sê en jy moet daarby bly. Dis jou ja, en dis jou nee. En jy weet wat die woord van die Here nie toelaat nie, en dit moet jy nie doen nie, so dis jou nee. Jy gaan nie kompromie aanteken met enige iets wat jy moet doen nie. So jy moet nie winkie-wankie wees nie, jy moet nie dubbelhartig wees nie, jy moet standvastig wees. Jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee, en so moet almal weet. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bookleed neem. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig
en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. En dis nou so mooi, ons het ons nou Sondag het ons nou so mooi daaroor gepraat, dat ons vir almal moet bid, dat ons die evangelie aan almal moet verkondig. Ons moet nie voel iemand is sleg nie, ons moet nie iemand haat nie, ons moet vrede in ons hart hê as kind van die Here teenoor elke mens, want ons mag nie bitterheid hê nie, ons mag nie kwaad in ons harte hê nie, en ons moet so lief wees, soos God vir die wêreld is, want ons wil elkeen gered sien, so jou hart moet so lief wees, vir elke mens, dat jy die evangelie aan elkeen bedien, en ons het nou so mooi gepraat van die seën is bekering, so jy moet die evangelie van redding aan elke persoon oordra, dis liefde, dis die seën van die Here, wat hy vir elke persoon wil gee. God wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat elke een gered moet word, en dit moet ons harte ook wees, en ons moet so lief wees, dat ons dit met almal wil deel. Sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat die son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Baie keer het ons soveel issues met wat om ons gebeur, en hierdie ou kry dit, en daai ou dit, en dis is so, en daai ou is so sleg, en dit gebeur. Ons moet losmaak van hierdie dinge, en ons moet ons lewe lei, en ons moet so lief wees, dat ons die evangelie verkondig. Maak nie saak wat ons om ons sien gebeur nie, want die grootheid van God maak ons baie keer kwaad. Dit is wat Jona ook gesê het, ek het geweet, dat U 'n God is, groot van goedertierenheid en barmhartigheid, en dit is wie God is. Hy's groot van goedertierenheid, en hy's groot van barmhartigheid. Hy wil elke persoon red, en baie keer die kwaad in ons maak dat ons nie wil hê dat mense gered moet word nie. Ons raak sommer kwaad as die Here baie keer mense red wat vir ons voor kwaad was. Ons raak omgekrap met hierdie dinge. Maar God se grootheid, sy goedheid, sy barmhartigheid, sy goedertierenheid is so groot. Dit is so amazing. Ons moet die gesindheid van die Vader uitleef. Dit is vir Angela 'n gesindheid van nederigheid, 'n gesindheid van soveel liefde, want God se gees bly mense trek. God hou nie op om die mens te trek om gered te word nie. En ons gee baie keer moed op. Ons voel, man, daai ou is te sleg. Hy is te groot sondaar. Kyk wat doen hy in sy lewe. Ons oordeel die hele tyd. Ons gaan aan. In plaas daarvan om te begin bid. In plaas daarvan om jou hart oop te maak en te sê, Here, ek sien hierdie saak, maar kan U hulle red? Kan U hulle verlos? Kan U hulle vrymaak? En jy breek daai hart oop en jy maak daai hart oop en jy werk saam in jou gebede. Ja, ons moet saamwerk in ons gebede. Ons moet saam stry in ons gebede. En ons moet ophou kyk wat aangaan hierso en besig raak met dit en daaroor praat en top en praat siek en bemoei siek raak. Want het jy nou weer gesien daai ou en daai ou en nou? Het jy gesien wat die doen hierdie een? Het jy gesien wat doen daai een? Dis praat siek, dis bemoei siek, dis bitterheid, dis seer, dis haat. En al hierdie dinge moet in ons lewe uitgesorteer word, dat ons vrymoedig kan wees in God se koninkryk en kan hoop hê vir elke liewe siel om gered te word. Nou, ek het terwyl ek nou so deurlees, dink ek, ons het soveel liedjies wat hierdie dele bevat. Stel het vir ons een mooi geskryf van hy laat die reën opgaan oor die regverdiges en die onregverdiges. So oral waar ek so lees, dan sien ek, maar hier's 'n liedjie, ons kan nie almal speel nie, maar gaan luister gerus ons liedjies, want dit gaan absoluut oor die woord. Dit is so leersaam. Elke lied leer jou uit die woord van die Here uit. Kom ons lees gou hierso vers 46. Want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Wat my vanoggend baie tref, is die kwaad in ons harte, is die omgekraptheid in ons harte, die bitterheid in ons harte, dat ons baie keer sommer bombasties raak met mense, dat ons hulle nie wil groet nie, dat ons kwaad is vir mense, dan is jy al reeds 'n moordenaar in jou hart. So, en die Nuwe Testament is so fyn,
Dit is so gestreng, eintlik as jy daarna kyk. Want as jy werklik die woord moet uitleef soos wat hy hier opgeteken staan, dan moet jy hierdie sagmoedige, liefdevolle mens wees en jy moet jou gesindheid moet soos God wees. Groot van goedertierenheid en barmhartigheid. En jy wil elkeen gered sien en jy wil elkeen verlos sien. En as ons harte so begin oopmaak, dan haas jy sommer uit hierdie ou gevangenis uit. Jy is uit 'n gevangenis van bitterheid en seerheid. Jy raak sommer so vrymoedig teenoor God. Dis so mooi. Nou ek sien ons trek al hier by so 5:50. Ek gaan nie baie verder vanoggend nie. Ons gaan weer aangaan maandagoggend met die skriflesing en dan ook om dit so lekker uit te sorteer en te praat. Selfs ons maatjie en huismense, dit is baie keer so my man, dat ons is baie keer so bitter teenoor ons man of ons vrou of ons huismense en ons behandel hulle soms so sleg en ons is kwaad en ons is omgekrap en dis al hierdie dinge wat ons moet uitsorteer. Baie keer is jou maatjie ook gered, maar jy is so ontevrede met daai maatjie, hy doen alles verkeerd. Ek sê nou die dag, toe ek nou weer so by die kinderkonsert sit, na die dag, nou sien ek hoe die dogtertjies operuit en die seentjies, nou die seentjies huil vreeslik en al die mammas moet nou die seentjies vreeslik troos en hulle is nou so bang en benoud en alles, en die dogtertjies gaan aan en hulle doen hulle ding en so aan, en ek dink daaraan, dat ons vrouens, ag man, al van baie jongs af, het 'n begeerte na hierdie man in ons lewe. En dan kyk ek nou so na die klein seentjies, dan sien ek hulle soek hulle titi botteltjies en die juffroukie moet hulle nou vreeslik troos en alles, maar ons het 'n begeerte na hierdie man in ons harte, hierdie dogtertjies wat nou so sterk is en hulle ding doen en hulle sê hulle praatjie op en hulle dansie of wat hulle ook nou moet doen. En toe dink ek daaraan, wanneer ons sou uiteindelik by ons maatjie uitkom, want ons het 'n begeerte ons hele lewe, dit gaan nooit weg nie. Vandat jy 'n klein dogtertjie is, droom jy nou al van jou maatjie wat jy nou eendag gaan hê, en jou huis wat jy nou gaan ran, en al die dinge, en tot daai maatjie nou kom, dan is daar nou niks reg met daai maatjie nie. Dan is jy nou hierdie juffrou, soos daai klein dogtertjie, ek het hulle nou so gesien op die verhoog. Nou sê soos daai klein dogtertjie, die vingertjie gaan net so, en jy doen dit verkeerd, en jy doen dit verkeerd, en jy sê dit verkeerd, en jy maak dit verkeerd. En jy wil net daai maatjie nou die hele tyd 'n juffrou speel. Maar jy het 'n begeerte gehad na daai maatjie. En toe dink ek, dit is hoe die mens is. Dis eintlik verskriklik om daaraan te dink. Maar as daai liefde in jou hart is, daai sagmoedigheid en vrede en al hierdie dinge. En ek sê so, toe ons nou so plaas na die konsert gekyk het, toe sê ek, weet jy wat? As jy nou hier in jou 50 strek, dan dink jy nou nie meer daai seentjie wat jy nou gevat het toe jy nou jonk was, is nou meer so bad nie. Jy sien nou al die oulik en die awesomeness in daai man wat jy gevat het, waarna jou begeerte was. Dis net so amazing. En dis hoe ons harte net met oopmaak. Ons stap 'n pad baie keer, en dan dink jy vir jare, kon ek nie al 30 jaar terug gedink het soos ek nou dink nie, maar jy kon nie. Maar dit is hoekom die woord daar is, om ons te help, om daai harte uit te sorteer, om ons as vrouens te help, om nie daai juffrouagtige dinge te wees. Ons is partymal so gestreng en kwaai en gefokus en die arme man moet nou net in sy spore trap. En dan dink ek, as jy net jou man kan leer ken en hom net kan geniet vir wie hy is, dan is dit net hierdie heerlikheid in jou huwelik. Natuurlik in die Here, in die wêreld is dit moeilik, jy gaan dit nooit kan doen nie, want die woord help ons, dit verander ons, dit lei ons, as ons dit begin toepas en doen, en hy sagmoedigheid in ons harte begin kry, kan ek vir jou sê, jou huwelik is 'n awesomeness. Dan is jy so lief vir mekaar, hier in jou ou dae, dis vreeslik. Dan dink ek, kon ek nie in my tienerstadium so gevoel het nie. Nou, terwyl ons so baie praat vanoggend van kwaad in die man se hart en in die mens se hart en al die dinges, dan gaan ons net so 'n bietjie luister na die kwaad van 'n man. Dat ons kan besef, hierdie kwaad van 'n man, hierdie kwaad wat baie keer in ons harte is, dit is nie van God af nie. So kom ons luister die lied lekker saam, ons gaan afsluit daarmee, geniet dit saam met ons, asseblief stuur daai liedjies in wat jou favourite is. Ons gaan môreoggend 'n program uitsaai, 6:00, Saterdagoggend, dan gaan ons almal se favourite liedjie speel, ons gaan bietjie sê wie se liedjie is wie se favourite liedjie, en dan gaan ons ook dit so doen, en ons gaan nou kyk, want ons gaan nou nie alles kan doen nie,
Want daar is baie liedjies wat ingestuur is, maar ons gaan die meeste doen en dan gaan ons weer sulke programme hou met ons favourite liedjies. So kom ons gaan oor na die kwaad van 'n man. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Elke mens moet gou hoor, stadig praat, nie gou kwaad raak. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Verwyder vuilheid, boosheid in 'n sagte hart. Ontvang die woord wat die siel red. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Word daders van die woord, nie net woorders. Bedrieg jouself nie. Word daders van die woord, nie net woorders. Bedrieg jouself nie. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God. Die kwaad van 'n man is nie reg voor God.